tussenin, so ek sal maar sommer net sê Gukat. En dit is aanvanklik toe ek nou begin het met dit, het dit nou vir my amper een van daai nuttelose stukkie informasies gewees wat amper niks beteken het nie, totdat ek nou begin bietjie deur dit werk, en soos wat ek gesê het, dis baie interessant. Vader het 'n manier om met my te werk. Sorry, I forgot, I just want to welcome Nikki's parents here for the weekend. They're visiting, and while Andrew is away, they looking after the girl. And we actually said to Andrew that she's not staying here while he's gone. We're keeping her in ransom so that he has to come back. But we welcome you and hope you enjoy the stay here. Are you understanding Afrikaans? Good enough, so we can't lie or talk behind your back here. Ek glo dit is die week vir Afrikaans. We've got a 1 week English service and 1 week an Afrikaans service, and we'll see that all the other people are more fluent in English. They take all the English sessions, so I at least get to do the Afrikaans sessions. Vader loop 'n pad met my hierdie week, en terwyl ek so loop en top oor hierdie Moses storie, is dit seker vir my een van die goed wat vir verskriklik baie jare in my hart lê, is die onregverdigheid van 'n Moses wat sy hele lewe wy om die werk van Vader te doen. En dan op die ou end kry hy hierdie onregverdige straf om nie in die land in te mag gaan nie. Hy word groot gemaak, hy word geskool, hy word opgelei om hierdie werk te doen, en net om aan die einde van die dag nie in hierdie land te kan ingaan. En dit het vir my so 'n hartseer storie. Dit is vir my so 'n iets wat in my gees gelê het al vir baie jare, dat ek het besonder baie geloop en top oor hierdie saak en dit. En ek het nie 'n antwoord vir dit nie, maar ek gaan so 'n paar goed met julle deel vandag rondom dit. En ek voel dat Vader lê dit op my hart om uit hierdie stuk uit te haal wat ek na verwys as die tema van my boodskap, a change of leadership. Want jy sien, daar sal altyd 'n tyd wees dat as ons nie paraat is nie, en as ons nie reg is nie, en as ons nie gewillig is nie, of as ons arrogant raak, of as ons groter is die saak raak, dat Vader kan die leierskap verander. En ons moet besef dat dit is 'n verskriklike belangrike ding. Die skrif kom en hy sê dat Moses was the most humble man gewees. En tog trap Moses in hierdie slaggat. En terwyl ek hierdie week so loop en debatteer oor hierdie ding en sê Moses, jy ou stupid, hoe kon jy dit gedoen het en dit? Trap ek 2 keer hierdie week in dieselfde slaghuister. Jy weet, en vir my dit is nou miskien nie dieselfde grootheid nie, maar kom by 'n situasie en ons het iets gedoen en ons het in iemand se lewe belê, maar ek en Zelda het 'n basiese beginsel dat wanneer ons in mense se lewens belê, praat ons nie daaroor nie. Dis nie wat die skrif sê nie. En in hierdie week is ek besig met iemand en ergens langs die pad kom die onderwerp ter sprake en ek kon myself nie keer nie. Ek moet vir die ou sê wat ons gedoen het. Maar ek het dit nie gesê omdat ek bedoel het ons het goed gedoen nie. Ek wou eintlik gehad het hy mens gesien het hoe oulik is ek. En sonder dat ek dit besef, begin ek en ek steel Jahwe se eer. En toe ek klaar is dit asof die Heilige Gees my aantas en daar ontstaan in my gees soos 'n gat van seerte, 'n diepte om te besef hoe kon ek in hierdie slaghuister getrap het. Want hier gaan dit oor Vader het 'n plan gemaak en hy het voorsiening gemaak waarin ek geen aandeel het nie. Hy het uit die bloute uit 'n heeltemal 'n onverwagte oord het hy hierdie finansies beskikbaar gestel. Niks met my te doen gehad nie. Ek was net die instrument om te kon sê ja, ek kanaliseer dit na jou toe. Maar ek eis vir my die roem op. En is as 'n Vader met my begin praat oor hierdie week se porsie gata. Want jy sien die porsie se naam het 'n verskriklike betekenis in die sens dat Gukat is eintlik 'n betekenis 'n decree. Dis amper 'n bevel. Dis nie iets wat jy kan kies of jy daarvan hou of nie daarvan hou om dit te doen nie. Hierdie is jy doen dit al verstaan jy nie hoekom jy dit wil doen nie. Want ons het verordeninge, ons het instruksies, ons het commandments en ons het riglyne reg deur die woord, maar daar is sekere van hierdie informasie wat Jahwe daar gestel het wat dis sonder keuse. Jy doen dit of jy daarvan hou of jy nie daarvan hou nie. En so begin Vader 'n pad met my loop.
En dit was so vroeg in die week gewees, en toe die week so begin later gaan, toe ek nou net weer begin hierdie genesing kry binnekant, ek begin nou net weer amper bietjie mens voel, en ek voel nie meer so skuldig nie, ek kan al in die spieël staan en ek kan my hare kam. Ek het gedink Ben sal lag daaroor. Ry ek donderdagoggend uit saam met iemand, om na werk te gaan kyk en dit, en terwyl ons ry, begin ons so praat oor mense en dit, en hier is ek besig om hom te vertel van die ellende van 'n ander broer van my. En sonder dat ek dit besef, trap ek in hierdie gat en ek lap privaat goeders wat hierdie persoon met my gedeel het, lap ek in hierdie ou uit. En ek het nie bedoel om kwaad te praat, ek het nie bedoel om lelik te wees met dit nie. En ek besef net aan die einde van hierdie week, hoe maklik dit is vir 'n mens om in hierdie slaggate te trap, en hoe maklik dit vir 'n mens is om nie in hierdie weë te wandel, as jy nie die heeltyd bewuslik is nie. En so kry ek toe nou 'n bietjie meer empatie en 'n bietjie meer simpatie vir Moses, en ek hoop om in die loop van die volgende halfuur of so bietjie hierdie goeters net mooi saam te vat en dit alles vir julle op die tafel te sit, dat julle so bietjie kan saam met my net voel wat ek ervaar het hierdie week, met die gedagte dat dit gaan alles net oor een ding. We are in a season where Father is busy changing the leadership. Whether it's in a church system or out of a church system, in a secular world or wherever, He's busy changing leaders. And you can be like a Joshua, faithful, ready to go into the new country. Or you can miss it, omdat ons dalk miskien nie gereed is nie, omdat ons dalk net 'n bietjie arrogant begin raak, omdat ons dalk 'n bietjie oud geword het, omdat ons dalk 'n bietjie moeg geword het, omdat ons geïrriteerd is met die mense en die volk om ons. Daar kan 110 redes wees. Maar wat ek vandag vir julle wil gee is die boodskap van wees paraat, wees gereed, en as jy wil deel wees van die leierskap van die tyd waarin ons beweeg nou, be careful, because Yahweh will change the leadership if it requires it. En dis vir my regtig waaroor dit vir my gaan uit my hart uit. Goed, ek gaan net so 'n bietjie, net so 'n kort 'n stukkie net praat hier oor hierdie Guka, soos wat ek gesê het. As ons kyk, Exodus begin net nadat hulle by die berg gekom het en hulle die woord ontvang het, dan sien ons daar dat Moses die boek vat of the covenant and read it in the ears of the people, and he said, we will do all that Yahweh has spoken and we will hear. So van die begin af, van die eerste ontmoeting, toe die huwelik plaasvind by Sinai, was dit nog altyd Yahweh se plan gewees dat sy volk gehoorsaam sal moet wees. En hierdie goedkat, decree is 'n beginsel, dis een van die afdelings van die wette wat daar is, wat ononderhandelbaar is. Dis van hierdie afdelings waar die rabbies byvoorbeeld sê, hulle verstaan baie keer nie hoekom dit daar is nie, en dan spesifiek hierdie week se porsie oor die red heifer. Dan as jy gaan kyk wat sê die rabbies in die Joodse gemeenskap, dan sê hulle, ons verstaan nie hierdie ding nie. En as jy gaan kyk dan waaroor hulle ook kla is, dat die hele wêreld hulle spot, omdat hulle sê, man, ons kan nog met al julle wette saamleef, maar hierdie wet van die red heifer, no go. Want hy word nie eens binne in die tempel geslag nie, hy word nie daar geoffer nie, hy word aan die buitekant geoffer, en dan gaan dit oor as wat moet bymekaar gemaak word, en met 'n bietjie rein water gemeng moet word, en dan moet hierdie op die mense gesprinkel word. Sjoe, dit klink vir my na 'n klomp Tokkolossie stories hierdie. En tog is dit een van die goedkats wat Jahweh vir sy volk daar gestel het, en ons kan nou terugkyk, en ons kan sê, ons sien die hele skadubeeld van Yeshua, wat die red heifer was, wat geslag is, wat geoffer was aan die buitekant van die stad, en ons kan baie betekenis daaraan sien, maar dit bly nog steeds, ons moet amper bietjie in 'n dieper dimensie na dit begin kyk, want andersins is daar nie baie logika in hierdie spesifieke riglyn of hierdie goedka, wat Jahweh vir sy volk gee rondom die red heifer nie. En dan as jy nou gaan kyk wat die ouens praat, dan kom die rabbies, dan sê hulle, 'n goedka is not about ethics, like a mispa, or it's about visible evidence or of our covenant identity, like a mitzvah. A goedka is a response of deep intimacy and pure trusting, something as passionate lovers does when prompt without needing or even desiring an explanation as to why. En dit is die boodskap
wat ons in hierdie week se Torah porsie moet raak sien, want alles wat Moses moes doen, moes hy nie kon bevraagteken nie. Hy moes kon gaan en hy moes dit doen soos 'n verliefde na 'n bruidegom toe gaan. En al sou hy vir haar vra iets wat nie normaal klink nie, iets wat nie heeltemal sin maak nie, iets wat nie heeltemal logies is nie, dan moet sy uit die liefde vir hom sê, but I trust you. I know you want the best for me. I know whatever you ask is going to end up successful for me. En binne in hierdie hele konteks is hierdie red heifer parasha of hierdie red heifer instruksie vir die ouens gegee. En tot vandag toe is daar baie debat rondom dit. Hookah is something a bride who is deeply in love with a complete trust in her bridegroom does, simply because her bridegroom tells her to do. So hou dit nou so 'n bietjie in gedagte. Hier is net so 'n bietjie van 'n platform wat ek skep om vir julle voor te berei, want my boodskap gaan eintlik oor there's a change in leadership. Alhoewel hierdie week se parasha is so ryk, want dit het die red heifer in. Ons sien dat daar's Miriam wat doodgaan, en dis 'n hele lesing op sy eie met Miriam wat doodgaan, wat baie interessant is. Die volk rou nie met Miriam wat doodgaan nie. En dan is daar sages wat sê dat dis een van die redes hoekom hulle nou op 'n plek is waar dit so droog was, omdat met die eerste rots wat die water uitgekom het, en dan verder wat meer is Miriam 'n baie geliefde gewees. Baie van die ouens sê dis hoekom Moses so amper seer tandbeer was, want Miriam, hy was baie lief vir haar gewees. So daar's 'n hele storie rondom Miriam wat doodgaan. En dan is dit nou die volk wat in opstand kom, en dan is dit nou die water uit die rots uit, en dan daarna is dit Aaron wat sterf, en dan daarna is dit Moses wat sterf, en dan in die tussentyd is daar nog 2-3 oorloë waardeur hulle gaan. So in hierdie parasha is daar soveel inligting wat gebeur, en elkeen van hierdie is omtrent 'n hele storie op sy eie. Maar ek gaan net so hierdie 1 of 2 goedjies net uitvat, en dan gaan ek daar bou, want ons het net nie tyd nie, en uit die aard van die saak, ek gaan dit maar oor wat in my hart lê. Hierdie Hookah, ons weet dat dit is reg deur die Bybel is dit maar oral sigbaar. Ons sien in die eerste oefening in Genesis 26:5 waar die skrif sê dat Abraham my gebooie, my insettinge en my verordeninge bewaar het, is daar weer die woordjie Hookah vir een van die groepe van dit. Die Passover lamb was 'n Hookah wat opgestel is en ingestel is, en hulle kon nie mooi verstaan nie, maar hulle moes geweet het om dit te doen. Die olie wat gebring is in die tempel om te brand. Hier is alles Hookahs wat daar was, wat hulle net moes doen. Hulle kon nie die logika mooi daarin sien nie, maar dit gaan oor 'n beginsel dat daar sal 'n tyd kom waar Jahwe vir jou iets sê om te doen. En dan moet jy dit nie kan bevraagteken nie, want hy leer ons om deur hierdie prosesse te gaan, om te kan sê, my kind, dit is baie keer nodig vir jou, om sommer net te kan gehoorsaam wees, sonder om te vra. En Moses van alle mense is een wat verstaan waaroor dit gaan, want as ek nou by die feit kom dat hy die rots slaan, terwyl hy gehoor het om met die rots te praat, en dis 'n stukkie in die parasha van die Hookah. Sien julle? Hy van alle mense wat verstaan wat dit beteken, to do without asking questions, to do exactly as Yahweh said, because a lot of the time throughout these parashas the last few months, we saw that many times it said, do exactly as I ask. En hier kom Moses aan die einde van sy tydperk, en hy van alle mense slip om Hookah te verstaan, en to do exactly as wat Vader vra. So dis baie interessant, hierdie red heifer is dit natuurlik 'n verskriklike interessante storie, en is natuurlik baie lekker om oor die red heifer te praat, en Kobus het 'n detail kommentaar gedoen oor die red heifer in sy dokumentasie wat uitgestuur het. So ek wil nie graag veel daaroor praat nie, maar hierdie is tipies een van daai Hookah commandments wat net 'n decree is, en hulle moes dit doen soos wat dit is, en al het hulle dit nie verstaan nie. En dan wat nou baie interessant is al die stories en die sages rondom die red heifer, soos byvoorbeeld Moses was die eerste ene wat 'n red heifer kon skenk vir hierdie tempeldiensoffer om mee te begin. En dan, as ek dit nou reg het, en volgens Kobus se dokumentasie ook, is daar tot nou toe nog net 9 red heifers gewees wat geoffer is, wat geslag is vir die werk tot en met die vernietiging van die tempel 70 na Christus. En Ruus skud sy kop so, dankie. So, dis waar ons nou trek. En dan kom die vraag, die 10de ene moet kom wanneer die tempel
herstel word of wanneer die altaar herstel word, want die tempeldiens moet weer gebeur, dit moet weer aangaan. En dan as jy na die sages en in die rabbinical gesegdes kyk en luister, dan beweer hulle dat die 10de redheffer sal die Messiah, die Messiah bring. Wanneer hy homself kom openbaar en wanneer hy kom, sal hy weer die 10de redheffer skenk vir die tempeldienste offer. Nou, okay, ons kan hier oor emosioneel raak, ons kan daaroor filosofeer, ons kan daarna kyk, maar wat baie interessant is, dat ons weet dat op hierdie stadium probeer die mense in Israel baie ernstig temper herstel, al die tempervoorwerpe wil hulle probeer weer terugkry, en daar's 'n naastelike program om te kyk of hulle kan 'n redheffer weer teel. Nou die gerugte lei dat in hierdie redheffer, die priester moet hierdie koei ondersoek het, en dan is dit nou 'n koei wat nou nog nooit 'n juk op gehad het nie, en daar's 'n hele voorskrif gewees rondom dit. Maar as hy mag nie 2 hare gekry het op daai hele koei wat nie rooi was nie, dan is hierdie koei nie geskik om vir hierdie offer gebruik te word nie. So dis so unieke koei, dis so unieke situasie van hierdie redheffer, dat dit is amper 'n miracle, elke slag wat daar so een moes gewees het, is dit asof Jahweh dit voorsien het. En daar is selfs van die sages wat lei dat wanneer dit vir een om te kom, dan het 'n gewone koei sommer 'n rooi koei geword. Nou hoe ver dit ook waar is, weet ek ook nou nie, maar daar is nou baie stories en ou moet nou maar verstaan dat ons kan nou maar tussen die lyne lees en vat wat daar is en wat daar nie is nie. Maar die kort en die lange van die saak is, in hierdie week se parasha is daar baie interessantheid van onderwerpe wat ons seker in ure aan sit en midrash oor. En dis maar eintlik wat ons besig is om te doen, is om te leer, om deur die hele geskrifte van die Ou Testament en die Nuwe Testament te vat en te trap en te leer en elke dag dan sit ek en Zella en sê het jy dit gesien, dan sê ek het jy dit gesien. En dit is vir my asof ek vir die eerste keer daardeur is, en jy moet weet ons het dit laas jaar gedoen, maar dit was so fly by night geweest, dat ek kan nie eens onthou ek was daar geweest nie. En nou is dit asof dit vir die eerste keer 'n bietjie begin sin maak en 'n klein bietjie inval en inkom in dit. Goed, ek wil net afsluit met daai as 'n platform, is dat ons weet dat Messias is vir ons 'n tipe van die redheffer gewees, en dat hy sonder enige sonde, nog was hy nie onder die juk gewees nie, en ons kan die hele verhaal van dit daar sien. Goed, daai het ek nou vinnig genoem daar. Nou wat ons moet verstaan is, toe hierdie Chukka geskryf is, of begin het, hierdie porsie, was dit omtrent die 2de jaar, binne in die 40 jaar vir die mense om nou deur die woestyn te gaan. 2de jaar. En dan as ons van Numeri 19 na Numeri 20 toe gaan, dan is dit 38 jaar later, aan die einde van hierdie 40 jaar reis. So, ek het nou so 'n bietjie inleiding gepraat, hierdie is nou nog dieselfde volk wat nou net gister uit Egipte uitgekom het, die pak sla al die moeilikheid, Sinaï, goue kalf, Rooi See, al die goeters, straf, hierdie generasie gaan uitsterf, en dan Numeri 20 spring ons 40 jaar later. En dan begin die skrif om te sê dat hulle is en dit is wat Jelle vir ons gelees het, and the Lord said to Moses, and Moses and the children of Israel came, the whole congregation, into the desert of Sin in the first month, and the people stayed in Kadesh, and Miriam died there and was buried there. 40 jaar later. Van het uit Egipte is, 38 jaar nadat die Chukka gegee is vir die rooi redheffer. Nou, hierdie is 'n verskriklike onherbergsame gedeelte, en toe ek begin het ek nou gesê van waar ek nou sal pas in Israel, en wat ek nou graag net wil vir julle wys, hier's 'n kaart wat ek nou net hier neergesit het, en die wilderness of Zin is nou daar. Nou, hierdie is amper nou maar die pad soos wat die Israeliete getrek het, en ons gaan nou amper optel, want onthou, hulle was nou in die weg, en dan lê jy by Sinaï, Horeb, is die eerste water uit die rots uitgekom, en hier was dit omtrent 2 jaar na die uittog uit Egipte uit, en dan is dit nou 40 jaar later, en dan is nou in hierdie wilderness of Zin, en hulle is nou hier ergens, vermoed ek nou, want daar's nou nie 'n spesifieke punt nie,
Hierdie is nou maar net the wilderness of sin. Nou toe ons nou in Israel gewees het, hierdie is die baai van Aqaba, golf van Aqaba, en hierdie, as ek nou vir julle so kan trek, dan gaan ek tot daar net voor daai puntjie daar, dan kom hy soos 'n punt hier af onder toe, en dan gaan hy al hier langs die pad, langs die Dooie See op boontoe. Hierdie stukkie is Israel. En dan direk aan hierdie kant van die lyn lê Jordanië. En wat verskriklik interessant is, hierdie onderste stukkie is seker nie eers 40 km wyd of 20 km wyd nie, en hy's in die middel deurgedeel, en Israel het so 'n klein stukkie by Elat, wat hom in die golf van Aqaba dan seefront gee, en dan die ander stukkie van hierdie baadjie, en is 'n baie klein baadjie, is net regtig, dit voel vir my, jy staan hier en dan sien jy, daar's die berge van Elat, en dan staan jy daar, dan sien jy hierdie kant is Jordanië, en dan sit soos in amper hiervanaf daar na die Pick n Pay toe, dan sit so in twee gedeel, en dan is Elat die stukkie van die Israeliete, en die ander is die stukkie van die Jordanië. So ons het toe nou, nadat ons ingekom het in Israel, is ons toe eers af na Elat toe, en toe is ons die volgende dag deur in Jordanië in, en toe het ons nou opgegaan, en hier ergens is Petra, wat ons nou nog gaan kyk het, en toe is ons nou weer terug, en toe is ons nou op pad boontoe. Nou, hierso kan julle ook mooi sien, want in vandag se parasha praat ons van Aaron, omdat hy deel van hierdie straf gehad het, is hy mos op die berg Horeb, berg Horeb, is hy begrawe. So nadat hulle nou hier vanaf vertrek het Moses en die volk nou omgekom, hulle is onder by die baai van Aqaba deur in Jordanië eintlik op, en wat baie interessant is, as jy nou hier in hoofstuk 20:21 lees, dan praat die skrif van, toe hulle nou by die vreemde lande gekom het, van die nasies het Moses gevra of hulle kan deurgang kry, hulle sal op die King's Highway bly, en dan sal hulle niks van die land gebruik in dit nie. En wat baie interessant is, die bewering volgens die Jordaniese toergids wat ons gevat het, ons het hierso op die King's Highway geklim, is een reguit pad wat van onder van Elat af regdeur bo tot amper aan die noorde kant van Jordanië uitry. En hulle praat vandag nog van daai snelweg as the King's Highway. En ons was nou op die King's Highway dan per se dieselfde pad wat die volk gevat het om te trek, as hulle nou toestemming sou kon kry om op te trek. En dan weet ons dat hulle nou eventueel nou maar nie op die King's Highway kon gaan nie, hulle moes nou kantpaadjies gaan, en dan later van tyd, hierbo by Nebo, het Jahwe toe nou vir Moses opgevat op die berge van Nebo, en daar het hy vir hom dan nou die hele uitsig gewys van Gilad, Jericho, Hebron, en aan hierdie kant, as jy kan reg onthou, voordat Moses hulle ingekom het Reuben en Dan gevra, hulle wil nie ingaan nie, hulle wil, omdat hulle veeboere is, en hulle hierdie is lekker veelande en dit, het hulle gevra of hulle aan hierdie kant van die Jordaan kan bly nie. So wat nou baie interessant is, en dis hoekom ek hierdie kaart opgesit het, dat julle kan eintlik sien, dat Reuben en Dan en die mense lê eintlik aan hierdie kant wat vandag eintlik Jordanië is en nie Israel is nie. So ek sê vir Zella, die feit dat hulle die mense oorwin het, en Moses het amptelik vir Reuben en Dan gesê dat julle kan hierdie grond kry as julle sal ten minste kom help om te veg in Israel en die land skoon te maak van die ander heidense nasies. So ek het nie twyfel dat wanneer ons teruggaan Israel toe, en wanneer Vader die volk gaan herstel, dat hierdie alles sal deel van ons Israel wees, want dit is waar die stamme moet wees in dit. Maar dit is nou vir my baie lekker, en is nou vir my baie interessant, omdat ons nou daar was en die goed gesien het, en ons kyk nou na hierdie week se parasha, en ons sien hoe dit inpas, en as jy nou kyk, ons het deur hierdie woestyn gery op, verby die Dooie See, en mense, dis verskriklik daar, dis net wit kalkklippe en sand, en dis 38 grade warmte, en snaaks genoeg van dat ons teruggekom het, sê ek vir Zella, dis asof Vader in my gees net hierdie prentjie geplant het, seker nou maar omdat ek so voel oor die woestyn, wys hy net vir my, en ek het vir haar gevra, ek wil kyk of ek nie iemand kan kry met vir ons te skilder nie, hy wys vir my net hierdie landstreek van wit kalkklip in die klippe, en dan wys hy vir my 'n groot groen wartlemoen wat aan een stingeltjie so lê tussen die klippe,
En ek het nou nog probeer om sin daaraan te koppel en te probeer verstaan wat beteken dit, maar ek sê maar vir Zella, in my hart ervaar ek nou maar dat Vader wys vir my uit hierdie dorre woestyn, uit hierdie droogte uit, sal hy weer sy nasie herstel, sal hy weer sy volk herstel. En die feit dat ons in hierdie tyd waar ons voel ons is in 'n geestelike droogte en dit voel vir ons net woestyn om ons en dis net wit klippe in dit. He's busy planting watermelons. And they will come up green watermelons between the rocks, because that's what Yahweh does. He allow water to come out of a rock, so he's going to also allow green watermelons to come out of the desert. En dis vir my regtig iets wat in my gees geval het, en elke ou wat Israel toe gaan ervaar iets anderste en kom met 'n ander storie terug, en so werk Vader in dit, maar dis net vir my baie interessant geweest. So 'n bietjie agtergrond, so 'n bietjie informasie, en dan kan julle nou sommer hierdie week se parasha 'n bietjie lekker aan mekaar vassit en dit daan vasmaak en dit. Goed, kom ons gaan aan, dan kan ek verder preek. As hy wil aangaan, hy wil nie lekker aangaan nie. Daar's hy. Goed. Hier begin die moeilikheid. En nou wil ek hê julle moet baie mooi saam met my loop, want ek gaan in 'n paar versies gaan ek vir julle al die treurmare van my hart met julle deel. In 'n paar versies. In Numeri 20:2, and there was no water for the congregation, and they were gathering against Moses and against Aaron, and the people contended with Moses and spoke and saying, "Oh, that we have died when our brothers died before us, Yahweh." En ons kan amper dieselfde gevoel kry van, dit klink so bekend. Dis so Devahu. Ons weet dat daar was 'n tyd gewees 40 jaar terug toe hulle by dieselfde situasie was. Hulle is in 'n droogte, daar's nie water nie, en wat maak hulle? Arme Moses moet weer die pak slaaf vat. Hierdie ou moet nou maar weer van voor af die moeilikheid kan kry. Eksodus 17. En ons weet dat daar kry Moses die opdrag, en Yahweh sê vir hom, "Behold, I will stand before you there on the rock of Horeb, and you shall smite the rock, and water will come out of it, and the people will drink." And Moses did so before the eyes of the elders. Nou Elise, die grootste ding waarmee ek geworstel het, ek is 'n ingenieur. Ons sê, as 'n ding werk, moenie hom verander nie. If a recipe works, you don't change the recipe. Hoekom sou Yahweh hierdie resep gaan verander het, om vir hom te sê, as hy nou gaan, moet hy 'n ander patroon gebruik? Dis deel van die vrae wat ek slankie op die tafel sit. Ek wil net hê julle moet slank daaraan begin dink, want dit is waaroor die hele ding vir my gaan, wat ek nou in hierdie proses wil inbring. En ons sien dat hier kom Yahweh soos met die vorige keer, en hy gee vir hom die antwoord, maar it's very important. I want to tie the solution in the form of a chukkat. Because this is not a suggestion. Yahweh is not telling Moses, maybe you must try this or that. He is giving him a commandment, take the rod. Nou is dit nie al klaar vir julle interessant nie. He's not planning to use the rod. Hy beplan nie om die staf te gebruik nie. Maar hy sê vir Moses, vat die stok. Vat jou staf saam. Nou, as jy gewoond is dat hierdie staf glo vir die Rooi See. As jy gewoond is hierdie staf is die een wat in 'n slang verander het. As jy gewoond is hierdie een is die een wat jy op die water slaan, op die rots slaan en die water kom uit. En Yahweh sê vir jou, vat jou stok. En jy gaan weer moet 'n wonderwerk doen. Wat sal in jou onderbewussyn sit? That this is the symbol of authority that I have in my hand. This is the symbol or the method by which all the miracles is always happening. So, what will be different this time? Not to use the same process, the same method, the same methodology, because it's been working for 40 years. Why should we change it suddenly? En dis belangrik dat julle dit moet raak sien, want jy sien ons tradisie en ons kultuur en ons gewoontes sê vir ons doen dit al ons hele lewe lank. Oupa en ouma doen dit ook al vir soveel jare lank. Ek is gewoond in my kerk het ons dit al die jare so gedoen. Hoekom sal ons dit verander? But you must remember, there's a day and there's a time and there's an hour when Yahweh wants to change things. And there's good reasons for it. And I think maybe, I hope I can enlighten my opinion. I'm not saying I'm right about this, maar dit is baie belangrik. Hy sê,
take the rod and assemble the congregation. This is a very important part, assemble the congregation. Throughout all miracles, you will notice that Yahweh always commanded Moses to assemble the congregation, because you see, there had to be witness. If Moses went around the corner and hit the rock and water came out, and he just told the people, there's water, go and help yourself, would it have been such a blessing to them? Dit het sou geen waarde gehad het nie, want wonderwerke het 'n effek op mense se geloof. En nou wil ek nie kom en sê jou geloof moet afhanklik wees van 'n wonderwerk wat moet plaasvind nie, maar Vader werk deur wonderwerke om mense se geloof te stig. En daarom is dit belangrik dat ons by mekaar getuig van wat Vader gedoen het, want so bou ons mekaar se geloof. And I say, and speak to the rock before the eyes of the congregation. Nou, hier's die belangrike ding. And speak to the rock before the eyes. So daar verander Jahwe die patroon van hoe hy wil hê dit moet werk. Nou, ek kan net by myself aan 110 verskillende goeders dink. Miskien het Moses nie goed geluister nie. Miskien was hy te hastig geweest. Miskien was hy so kwaad geweest, want Moses was maar 'n tipe van 'n fiery karakter geweest. Dat hy net sy stok gevat het en gehardloop het, en dis nou weer sulke tyd. En hy mis. And the message come out to me. Ons moet versigtig wees, wanneer ons as leiers in Vader se diens staan, moet ons weet ons hoor reg. Ons moet verstaan wat ons doen. Ons moet weet hoe ons met die volk moet werk. Ons moet versigtig wees dat ons nie ons eie opinies in hierdie saak inbring nie. Want as ons ons eie gedagtes laat gestalte kry, dan mis ons Vader se plan rondom hierdie hele saak. Arme Moses. It's a precise commandment that's been given, it's precise instructions. It was a chukah that was given to him, but he decided, and maybe this was the first time, I don't know, but he's breaking the principle of a chukah. As Vader kom en 'n spesifieke opdrag gee, en ek en jy verander dit, dan loop ons 'n risiko. Sy genade lê daarin, daar het nog steeds water uitgekom. Onthou, hy het nie die water gestop nie. En baie keer mis ons dit. Dan sê ons, ja, maar kyk die blessings wat gekom het. Nee, dit moes reg gewees het. Ek kan maar aangaan om in my eie te opereer. Ek kan maar my eie opinie gee. Want kyk, daar is blessings. Kyk die salwing, kyk hoe kom die mense, kyk hoe val die mense, kyk hoe huil die mense. Jy weet ons kom ons almal uit hierdie charismatiese kerk uit, waar ons meet die prestasie van die manifestasie van mense se gedragskodes. Maar in die tussentyd verbreek ons die chukah van wat Jahwe daar gestel het, van hoe ons met sy mense moet werk. Want ons moet verstaan, die hoe is belangrik vir hom. Maar, soos ek sê, dit is dalk miskien nou maar net heeltemal menslik gewees vir arme Moses, maar as julle nou net weer bietjie gaan sien wat nou gebeur in Numeri 20:29, kom Moses uit die tent uit, and Moses took the rod from before Yahweh as he commanded. So he sort of understood something about the commandment, but listen what Numeri 20:10 say, and Moses and Aaron assembled the congregation before the rock, and he said to them, hear now your rebels. Rebels, shall we bring forth water to you out of this rock? En daar lê vir my die hele beginsels van wat verkeerd gaan in hierdie hele proses. Want ek vra, eerstens, wie is die rebels? En tweedens, wie is die wie? Who's the who that's going to bring out water out of the rock? En julle moet verstaan, hier's 'n groot storie agter hierdie saak. Plaas julle in hierdie situasie van hierdie volk. Hier's 'n generasie wat uitsterf, en hier's 'n nuwe generasie van miljoene Jode wat nou inkom, nuwe Jode. Van babatjie loop hulle in die woestyn, en al wat hulle sien is Moses. Al wat hulle sien is hierdie magtige man wat al hierdie wonderwerke doen. Al wat hulle hoor van dat hulle so groot is, hulle is op pad na 'n nuwe land toe, 'n land wat oorloop van melk en honing. They are so conditioned to think in a certain way. And to them, Moses may have been this almighty man, because whoever rebelled against Moses was struck down by Yahweh. So in my gedagtes kom ek en ek sien dat
Die oomblik toe Moses en Aaron sê, we bring forth water to you out of the rock, is dit vir my asof hulle mis, of dat die volk gaan verstaan, dis nie Jahwe wat voorsien nie. Maar it's Moses en Aaron. And they've been very accustomed to the fact that Moses and Aaron was doing it for 40 years. All their needs, all the demands was being supplied by Yahweh through and via Moses and Aaron. Maar in hierdie spesifieke geval, wou Vader gehad het, dat die patroon moes verander. Want as die patroon verander, die staf wat die teken van autoriteit was van die begin af dat hulle uit Egipte uitgekom het, nie gebruik word nie. En as Moses, die man, wat normaalweg sekere dinge moes doen, nie daar is nie. En hulle kom net en hulle staan by hierdie rots en hulle doen iets wat hulle nog nooit gedoen het nie. Dan is die hele prentjie anderste as daaraan waaraan hulle gewoond was. Praat met die rots. Hulle kan nog verstaan en sê, miskien was die water so vlak onder die rots en by hoek of by kroek toe Moses op die rots slaan, toe spring die water uit. There may be some logical reasoning behind it. But if you stand at a distance and ask, please, give us some water. What are the chances of that happening? So if it does happen, it purely or it surely had to have been a miracle. Because there's a new generation people sitting there. They have to understand, they're ready to go into the land. They have to understand who's this God that they are serving. He will provide to them without a Moses, without a rod. He's able to do it in any form, in any way that you want it to happen. But it's chukka. You must just trust him. You must just believe that how illogical it sounds, that he is capable of providing and supplying in our needs. And he's looking for leaders who are willing to submit under his authority, not stealing his honor. Because the moment you do that, we see what happens in the next verse or two. And Moses lifted up his hand and smote the rock with his rod twice, and much water came out. And listen in Numeri 20:12. And Yahweh said to Moses and Aaron, because you did not believe in me, to sanctify me before the eyes of the sons of Israel, therefore you shall not bring in this congregation to the land which I have given them. Nou, daar is soveel verskillende opinies rondom dit. Wat was nou eintlik die sonde gewees? En dis 'n hele debat op sy eie. Maar daai bring ook 'n bietjie nuwe lig op die saak gewees. Het Moses getwyfel dalk? Hoe kan Moses twyfel? Hy het dit dan al so baie keer gedoen, hy het dit al soveel keer gesien. Ek weet nie. Maar dit is verskriklik belangrik om te sien dat wat gebeur het is wat Kobus al 'n paar keer gesê het is something happened and he projected the wrong image or the wrong face of Yahweh to the people. And that was the sin that happened. The leader has grown to such a point that he's taking away the honor of Yahweh. En dan sê ek, maak nie saak wie jy is of wat jy is nie, Vader kan die leierskap verander. Hy kan die leierskap verander. En ons moet versigtig wees daarvoor, dat ons dit verstaan. Sien hierdie oukie, sukkel maar. Ons moet een ding verstaan, dat Moses, miskien het hy getwyfel, ek kan nie sê nie, miskien het hy nie getwyfel nie, miskien was daar ander redes gewees, ek kan regtig nie sê wat die antwoord is nie, ek het nou net 'n paar punte, as ek daarby kan uitkom, daar sê. En ons moet een ding verstaan, Moses was nie 'n hierdjie man gewees nie. Kyk wat sê Deuteronomium 34:10, and never since has a prophet like Moses arisen in Israel, whom Yahweh knew face to face, in regard to all the signs and the wonders which Yahweh sent him to do in the land of Egypt,
to Pharaoh. So ons moet verstaan dat Moses was nie sommer net 'n Pikanini gewees nie. Ek dink nie daar het al ooit weer 'n mens opgestaan soos Moses, behalwe Yeshua wat gekom het nie. So ons moet die prentjie baie duidelik in ons kop kry, dat wanneer ons met Jahwe se werke werk, wanneer ons met sy sake besig is, en ons nie bereid is om in hierdie pad te loop wat hy vir ons sê nie, al sou jy aan die gelyke van 'n Moses kon wees, you can change the leadership. En ons sal moet maar kyk na 'n ander plan. En ek het sommer nou net 'n paar punte hier voordat ek afsluit. En ek gaan hulle sommer almal uitkry, dat ek nou nie so sukkel om hulle daar te kry nie. Goed. What happened? I start off calling the people rebels. Why did he do that? He hasn't done it previously. Maar nou vra ek vir my die vraag, na 40 jaar se gesukkel met hierdie klomp ellendige goed, Israeliete, hierdie Jode, sou ek en jy nie ook gesê het, julle gemors. Kom, laat ek tog net vir julle water gee. Julle maak my gedaan. Ek wens sommer die grond skree oop en sluk julle almal in. Miskien was hy net 'n bietjie ongeduldig geweest. Of miskien was hy net al moeg geweest. Ek weet nie. Ek kan nie sê nie. Al wat ek sê is, if you reach a point in leadership and you are impatient and you don't have patience, then Father may promote somebody else into that job. If you're tired and you're not praying for strength, because we know that He will lift us up like on eagle wings and rejuvenate our strength. If you're tired and you're not praying for strength, then you can't do the work. Shall we bring forth water? I see that as an arrogant statement. Maybe He didn't mean it like that. But the moment we start getting arrogant as leaders, we've got a problem. Because we must always remember that we're projecting the face, the image of Yahweh. And we cannot allow for our own character to rise up to the level of stealing the glory and the honor of Yahweh. Do not speak to the rock. We see that He smite the rock. Dis ongehoorsaamheid, hy het 'n direkte bevel verontagsaam. Ons sien lack of faith. In Numeri 20 kom Jahwe en hy sê vir hom, because of a lack of faith. Hoekom sal Moses, die persoon wat die meeste werk gedoen het, why would he start lacking faith? Faith is the result of a relationship. So the moment my relationship starts breaking down with my wife, we start distrusting one another. We start losing trust in one another. So I can say maybe Moses was not spending all that much time with Father as he should have. His relationship was maybe decaying a little bit. I'm speculating. Ek sê nie hierdie is die feite nie. Ek sit net op die tafel soos wat ek hierdie week geloop en redeneer het oor al hierdie verskillende goeders. En ek sê, miskien was dit die geval gewees. Miskien kon dit gewees het. Maar die punt is, vir my, ons sit hierso en ek voel dat Vader is besig om 'n generasie leiers gereed te maak om die volk in Israel in te vat, oor die Jordaan te vat. Ons is dalk almal in die woestyn van Zin op hierdie stadium, maar ons is baie naby om deur te beweeg binne in die land in. And for that He requires leaders. And He's busy generating leaders and exalting leaders. And if necessary, changing leaders. En ek voel regtig dat dit in my hart lê. Die ander ding wat natuurlik verskriklik belangrik is, miskien het hy bietjie visie begin verloor. Want jy sien, Vader kom met 'n nuwe plan. He's getting a new idea. Speak to the rock. Don't smite it. En die seun sê altyd, ag pa, jy's oud. Jy kan nie die nuwe goeders bydoen nie. Jy wil net altyd die ou goeders doen. Because you can't teach an old dog new tricks, they say. Ek is soos 'n ou perd in 'n groef. Weet, as ek hierdie pad werk toe ry, kan ek nie eens 'n ander pad ry nie, want dit verrenoveer my hele metabolisme gaan staan soms as ek net 'n ander pad moet ry.
En as ek gewoond is om vir 40 jaar met hierdie die ding so te doen, hoekom moet ek dit nou ewe skielik anders te doen? So Father was looking for a new generation person with a new thinking. And that's why Joshua was raised and taught for this. And that's maybe why Joshua had to take the nation forth from there on, because Moses was growing old. He didn't have the vision to foresee what must be done in there. I don't know. But all I say is we need to understand that we have to be in a relationship with Father, and we have to make sure that if we want to be part of the team, it does take a little bit of effort and sacrifice. And I'm pleading with you today that you will look at this. And then obviously there's one last thing that I feel that maybe Moses missed totally, the anxiousness for the nation to enter into the new land. Mense, julle moet verstaan, hierdie is 'n generasietjie klein joetjies wat groot gemaak is. En al wat hulle elke dag hoor, ons is op pad Kanaan toe. Ons is op pad nuwe land toe. En ons is in hierdie land waar daar gaan wyn wees en daar gaan vrugte wees en daar gaan oorvloed wees en daar gaan water wees en daar gaan pomegranates wees en al hierdie goeters. En al wat hierdie joetjies wil doen is hulle wil net Kanaan toe gaan. Okay, kom ons verander die terminologie Israel. Die klein Israelietjies. Want jy sien, toe die volk kla oor hierdie water wat daar nie is nie, is hulle kommentaar 'n klein bietjie anderste as wat Numeri 20:5 sê, en dis hulle klagte. And why have you brought us up out of Egypt to bring us to the evil place, to this evil place? What the evil place? The desert of Zin. Not a place of seed, nor fig, nor vine, nor pomegranate, and there is no water to drink. Klink hierdie nie soos die belofte land nie. Vorige keer as hulle gekla het, waaroor het hulle gekla? Terug na die potte van Egipte toe, die vleispotte van Egipte toe. Hierdie keer kla die Jode, hulle wil nie in hierdie desolate plek wees nie. Hier's niks nie, hier's niks van die belofte van die nuwe land waartoe ons op pad is nie. En miskien mis Moses die hele saak. En hy raak kwaad en hy's heeltemal gefrustreerd met hierdie volk. En hy dink hulle staan nou maar net weer op en hy sê vir hulle, julle klomp rebelle, julle is met niks tevrede nie. En hierdie klomp staan dalk daar, Moses. We don't know what you're talking about. We're a new generation of people. All we are longing for is to get into the new land, the promised land, where we will have figs and pomegranates and all this. Mense, ek wil julle opgewonde maak as ons met ons boeties en ons sissies begin praat. Kom ons hou op om hulle aan te val en te vir hulle vertel, julle is 'n klomp rebelle. Julle is 'n klomp ou mense wat net wil teruggaan na die vleispotte van Egipte toe. Kom ons maak hulle jaloers op dit hoe wat in die nuwe land vir ons wag. Because Yahweh is looking for a generation of leaders with vision, with ambition, with energy to take his people into the new land. En ek wil regtig julle opgewonde maak. Daar's soveel wat ons kon oor gepraat het en wat ons nog kon oor gedoen het. Maar ek wil graag afsluit deur amper net te sê, ons sê heeldag vir mense, Jahwe het nie verander nie. Hy's nie 'n mens dat hy sal kan jok nie. Numeri 23, sê hy dit vir die volk. En ons vertel dit altyd vir die mense as ons nou kom by die wette en die Torah wat nie afgestel is en al die goeters nie. En ons slaan hulle met die Bybel oor die kop soos wat hulle baie keer met. In steede van om ook vir onsself in die spieël te kyk en te sê, maar as Jahwe nie verander nie, dan dit wat vir Moses gegeld het, mag dalk vir my ook geld. Dit wat vir Moses gegeld het, sal vir my predikante ook gesel. Sal vir my as leierskap ook gegeld. En ons taak bly altyd net wat die belangrikste is to guide the people into the new land. We have to understand this. This is what it's all about, is to take people into the covenant, into the new land that's awaiting us, into the principles of the kingdom of heaven. If we are doing anything else but that, then we are missing
Yahweh's goal for our life. And I'm going to ask Yalla to come and pray for us and conclude this sermon. And I want you to just sit down and just close your eyes. And I know that everybody that's being on this road is not there for anything else but for a particular reason. And I feel that maybe you have never noticed it. Miskien het julle dit nog nie verstaan nie. Miskien het jy dit nog nie raak gesien nie. Maar wat ek graag wil hê is dat jy net vir 'n oomblik sal sit en net besef dat Vader soek jou en dat hy 'n spesiale taak vir jou het en dat ons nodig het om in hierdie ernstigheid van hierdie middaguur te kan verstaan dat ons moet ons lewens regkry. As daar nog iets is wat soos ek hierdie week ervaar het van arrogansie, dat dit gegaan het oor my of nalatigheidskap om oor my boetie te moes praat terwyl ek dit nie moes gedoen het nie en om verteenwoordigheid, dan wil ek graag nou vra dat ons net bewuslik daarvan kan begin kennis neem en dat ons kan sit en van hierdie dag af voort sal gaan en baie sensitief sal wees in terme van die uitleef en die uitdra van hierdie kosbare evangelie waarmee ons besig is. Ons het so 'n groot taak. Dis so 'n verantwoordelike taak. But more and above everything, I feel so privileged to have been chosen for this task. Father, I stand in front of you in awe, and I pray in this hour that you will make me humble, but not overlook me, not let me die along the way, but that I can be part of the Joshua generation to enter into the country and the new land. Sal jy die ander mikrofoon? Ek gaan vra terwyl julle so sit, laat hulle vir ons 'n gebed doen en laat sy net vir ons bietjie intercession, intercede about this matter. Maar Jahweh, ons staan voor u en ek wil saam met Nico net vanoggend verklaar, vanmiddag verklaar. I want to humble myself in the presence of Yahweh. Yes, Father. En toe ben julle daai lied sing en speel en ek net my hande opsteek te weet ek. Ja, Dis wat u vandag vir hierdie congregation wil sê, Vader. That you want to use every one of us, but we need to be humble in your presence. ja, Vader. We need to reflect you and not ourselves. We need to reflect your goodness and your grace. Yes. En nie ons goedheid en ons guns nie. Vader, ek wil my hande uitsteek oor FFM se mense vandag en so baie wat nie hier is nie. Vader, ek wil dit inroep. Ek wil hulle roep waar hulle is, vir watter rede ook al, dat hulle sal terugkom na waar hulle woord kan kry. Vader, ek wil vir die mense wat hier is, ek wil die eer vir elke persoon wat hier is, dat hulle vandag hierdie woord kon hoor, en dat hulle moet weet, hulle is 'n uitverkose generasie. Ja, Vader. They are a blessed generation for the purpose alone to reflect your glory. Yes, Vader. Vader, hierdie groep mense soos hulle hier sit, is handpicked by your grace, by your ruach, Yes, Vader. brought to this place today, Father, to stand in awe of your goodness and your grace. Yes, Vader, ek wil my hande oor hulle uitsteek en ek wil sê, mag hulle geseënd wees, Vader. Bless elkeen wat hier is, Vader, en elke persoon wat hier is, wat vandag issues het, Vader, ons het elke een, soos ons gehoor het van Nico hierdie week, wat in slaggate getrap het. Vader, so kan ons sit en ons elkeen trap elke dag in soveel slaggate. Ons wil dit net na u voete te bring en sê, we need you every day. Daai een liedjie sing, we need you. Vader, dis my gebed vanoggend, ek roep dit uit na u toe. Ons het u so nodig vir hierdie nuwe leierskapsposisies, vir hierdie nuwe fase wat u ons wil binnevat, om mense oor te vat in the land of covenant. Al is dit nie nou die fisiese Israel nie, al is dit nou om hulle in te vat in this new relationship of covenant with you. Vader, ek spreek dit oor hulle, dat jy elke persoon van sitplek tot sitplek sal gaan, and that you'll impart your ruach into their lives, Vader, dat ons weer in die Heilige Gees kan opereer, dat u 'n woord van kennis kan bring deur hierdie congregation, dat u kan die tale spraak bring, en dat die mense dit kan uitlê, en dat ons kan profiteer oor mekaar, dat ons kan bereid en beskikbaar wees vir die ruach om deur ons te werk. Vader, ek wil bid vir elkeen wat hier is, en ek wil nou vra, as jy wil enigstens gebed het, kom vorentoe en
mense kom ons bedien mekaar. Kom ons staan net langs ons boetie en ons sussie en ons sit ons hand op die ander een en ons bid vir mekaar dat ons hierdie leiers sal wees wat Vader wil hê ons moet wees. Father, I speak it into their lives, that we become the leaders you have ordained us for, that you've set us apart for, we are set apart for this purpose, but that we shall do exactly as you have ordered us. Father, dit nie my eie idee sal wees nie, in my maniere, not my ways, but only the way of the King, Hashem, the Melech of the universe. I proclaim it over FFM. I speak your Ruach into their lives. In the name of Yeshua, we proclaim it. Hallelujah. Hallelujah. Kom ons bedien net mekaar 'n bietjie. Kom ons staan net op en gaan staan by iemand anders en lê net jou hand op hom. Jy hoef nie eens te bid nie. Kom ons ondersteun mekaar in hierdie tye wat ons is. Hallelujah. Father, we love and we adore you. Vader, ons doen dit omdat ons U liefhet. Ons lig ons hande op, Vader, en ons eer U. Halleluja, op hierdie Shabbat dat ons net U naam sal verhoog. Halleluja. Dankie, Abba Jahweh. Halleluja. Dankie, Vader.